Goeiedag en 'n geseënde Kersfees vir jou en jou mense. Mag vandag vir jou 'n herinnering wees aan God se liefde, aan sy vrede en sy vreugde. Jesus is vir ons elkeen gebore. Dis Kersfees. Maar het jy al agtergekom hoeveel Kersfeesflieks gaan oor 'n Kersfees wat nie heeltemal volgens plan verloop nie? Daar's soms 'n drama, iets wat nie uitwerk nie, iemand wat laat kom, 'n grappie wat nie goed land nie, of 'n metgesel van 'n familielid wat net so 'n bietjie te anders is. Ons lag lekker saam vir hierdie flieks, dalk omdat ons maklik daarmee kan identifiseer. Die lewe is mos so, vol verrassings en dinge wat anders uitdraai as wat ons gedink het dit sou. Die perfekte Kersete is op die ou ende nie die een wat sonder fout of hobbel in die pad plaasvind nie, maar net die een wat jy saam met jou mense in die teenwoordigheid van Jesus is. Daar's juis iets mooi, iets perfek in die nie so perfek nie. Maar ons romantiseer ook soms die stal, die geboorteplek van Jesus. Maar hierdie plek was nie stil of steriel nie. Dit was 'n plek van stof en van diere, die reuk van gras en die naglig. Mense wat te min plek gehad het en harte wat sekerlik nog baie vrae gehad het. Daar in die middel van dit alles word God vlees. Lees saam met my uit Lukas 2. Ook Josef het gegaan. Hy het van die dorp Nasaret in Galilea na Judea toe gegaan, na Bethlehem, die stad van Dawid, omdat hy tot die huis en geslag van Dawid behoort het. Maria, sy verloofde, wat swanger was, het saamgegaan om ingeskryf te word. Terwyl hulle daar was, het die tyd gekom dat haar kind gebore moes word. Sy het haar eersteling seun in die wêreld gebring en hom in doeke toegedraai en in 'n krib neergelê, omdat daar vir hulle geen plek in die herberg was nie. Die eerste Kersfees, die eerste een, was juis onverwags, ongewoon, selfs effens deurmekaar. Daardie Kersfees gebeur in 'n plek waar niemand iets besonders verwag het nie, by mense wat nooit gedink het hulle sou op hierdie manier deel wees van God se verhaal nie, en in ruimtes wat nie voorberei was vir God, vir die koning se koms nie. En tog het hy gekom. En is dit nie besonder hoe die eerste Kersfees juis lyk soos die lewe nie? En tog dra dit die gewig van 'n koning wat gebore word, heilig, almagtig, maar kwesbaar en klein. Dit herinner ons aan iets belangrik op 'n dag soos vandag. Kersfees gebeur nie omdat ons gereed is nie. Kersfees gebeur omdat God gereed is. Hy is gereed om tussen ons te wees en naby te kom. En miskien voel jy vandag ook nie gereed of volmaak nie. Dalk broos, dalk besig, dalk is daar meer stiltes tussen die woorde, 'n hart wat worstel met onverwagse draaie in die pad. Maar jy's hier en nou, in watter omstandighede of denkraamwerke hierdie woorde jou vandag vind. Kom, Kersfees. Kom Jesus na jou. En dit bly buitengewoon. As ons rustig deur die Kersverhaal kyk, dan sien ons dat soos wat mense, gewone mense, besef dat Kersfees gekom het, hulle op hierdie besonderse daad van God wat in ons wêreld inkom, reageer in aanbidding. Maria se lied, Josef se gehoorsaamheid, die engele se lof, die skaapwagter se geloof, die wyse manne se reis, en dan Maria se stilte. Elkeen in hulle eie storie. Elkeen reageer op Jesus. En hier in die Kersverhaal is dit in ongewone omstandighede waar aanbidding gebeur. Nie nadat die lewe rustig geraak het nie nadat alles reg gekom het of uitgewerk het nie nadat jy bietjie meer tyd, energie of fokus het nie, maar nou, soos dit is, hier in die lewe wat jy vandag leef. En die eerste Kersfees wys vir ons, God wag nie vir perfek nie, hy kom na die werklikheid. Hy kom na die onvoltooide gesprekke, die leesstoel aan die etenstafel, die finansiële druk wat jy nie van praat nie, die familie wat moeg gestry is, die hart wat nie seker is hoe om te glo nie, die kind wat wegdryf, die hoop wat dun voel. Hy kom nou al. Want God kies nie die Facebook weergawes van mense nie, hy kies die menslike weergawes van mense.
Hy kies vir ons en hy kom. As hy in 'n stal kan kom, dan kan hy in 'n siel kom wat nog nie heeltemal reg of uitgesorteer voel nie. So, wat maak Kersfees so heilig? Nie die mooi boom of die familiefoto of eers die samesyn nie. Die heiligheid lê in die beweging, die teenwoordigheid van God. Die God wat teen alle verwagting, selfs op die mees ongewone en buitengewone maniere, kies om teenwoordig te wees. Dink dit saam met my. Wat as God nie wag tot jy stil is nie, maar jou reeds najaag in jou lawaai? Wat as hy nie wag vir jou perfekte geloof nie, maar jou ontmoet ook in jou twyfel? Wat as hy nie wag vir jou krag nie, maar jou besoek in jou moegheid? Wat as hy nie wag vir 'n heilige plek nie, maar jou huis, jou kombuis, jou motor, presies soos wat jou lewe is? Wat as hy daar dit heilige grond maak? Kersfees het gekom. Jesus is hier. Sy buitengewone plan, ongewone daad van liefde, maak dat ons die lewe saam met hom kan aanpak en geniet. Hoe reageer jy vandag daarop? Bid saam met my. Here Jesus, U wat gekom het toe niemand gereed was nie, kom ook vandag in ons gewone lewens. Maak ons oë oop om te sien waar U reeds beweeg. Maak ons harte sag genoeg om te reageer in aanbidding. En maak ons gewone dae ruimtes waar ons U kan loof en prys. Nie omdat ons dit goed reg kry nie, maar omdat U dit waardig is en omdat U naby is. Amen.